God is baie dinge vir baie van ons, maar hy is Elroy, God wat ons sien. En miskien vir ons is dit een van die lekkerste moment om te besef dat ons is sigbaar by God en God ken ons naam en is vir hom belangrik. Want een van die dinge wat ons die seerste maak in die lewe is die gevoel dat ek onsigbaar is, dat my opinie nie geken word nie, dat ek misgekyk word, dat ek iewers sit is in die massa verdwyn. Dis 'n stuk seer wat 'n mens nie kan beskryf nie. Ek wil graag vanaand begin en vir julle vra dat ons na 'n klankinsetsel sal luister van RSG se Loslip. Luister saam met my. Weet kinders is 'n gawe van God en dis hoekom ons dit moet doen. Onder andere, so dis nie ons onderwerp nie. Ons onderwerp is juis hoekom daar kinders is wat voorgetrek word, om welke rede ook al, en ander kinders wat afgeskeep word om welke rede ook al. En dis wat ons probeer uitvind. Hoekom doen ouers dit? Wat maak het hulle een kind voortrek of 'n ander kind 'n bietjie afskeep en selfs verstoot of verwerp? Wat dink jy kan die redes daarvoor wees in die gevalle wat dit dan nou gebeur? Kom ons begin by die skrywers vir 'n verandering. Kom ons kyk gou wat sê 'n paar van die mense. Ek vra, hou dit maar kort terug. Jy kan vir ons vertel van jou omstandighede, maar nie te veel detail nie as jy kan. Anoniem sê, ek was die 7de van 8 kinders. My ma het my verstoot. Nie geraas nie, nie beklei nie, wou net nie met my iets te doen het nie. Ek moes elders skool gaan. Ek het gedink die fout is by my, dat het ook deurgesyfer na die ander kinders. Ek was erg oor my pa. Pa is dood toe ek net uit die skool is. Ma wou my vroeg laat aanneem, maar pa wou nie. Ek het baie hard gewerk om 'n sukses van my loopbaan te maak. Ek het groot geword met die idee dat ek almal gelukkig moet hou. Kon nooit my familie gelukkig hou nie. Ek was net nooit goed genoeg nie. Verhoudings het nie uitgewerk nie, want ek is nie goed genoeg nie. Eers toe ek reeds lank gewerk het by 'n beraader uitgekom, rede kan wees dat my ma nie van my naby verhouding met my pa gehou het nie, dalk jaloesie, vrede gevind, maar kon nooit die familie se goedkeuring kry nie. En ek het nou met my hemelse beraader werklik vrede gekry. Niemand in my familie hoef van my te hou nie. Dis die kern van daai een. Anoniem van Germiston sê, ek reken as 'n kind voorgetrek word, dan die kind baie dieselfde geaardheid is die ouer. En die ouer toon dan 'n onbewuslike voorkeur vir dit wat aan hom bekend is en hulle ignoreer die odd one. In ons gesin het dit so gewerk. Been there, done that, got an ugly t-shirt and finally had the courage to kick the old ones out of my life. En Christie sê dit gaan oor gedrag, waar van die redes saggeaarde kind is gewoonlik ma se witbroodjie, terwyl die meer geharde een, veral in geval van 'n seun, weer pa se geaardheid het, en gewoonlik deur die pa voorgetrek word. Ek moet bieg, ek het 'n seun wat beter as gemiddeld op skool presteer het, wat ek nogal baie voortrek, juis oor sy persoonlike geaardheid, baie soos myne is, terwyl die baie skrander een, wat my nie regtig probleme gee nie, en baie goed gemanierd is, gewoonlik tweede kom. Dis die oudste kind. Moenie my verkeerd verstaan, ek is ewe lief vir hulle albei, maar dis omdat hulle bietjie van mekaar verskil wat die voortrekkery veroorsaak. Soos die spreekwoord mos sê, soort soek soort en die appel val nie ver van die boom nie. En dan gou hierdie enetjie, die onderwerp is baie belangrik, ek word dit lank al aanroer, dit irriteer my grensloos. In ons huis word die een dogter so voorgetrek, dis nie eers waar nie, wat die ander dogter altyd bevraagteken was, doen die kind nou presies dieselfde. Geen vraag word ooit gevra nie. Hoekom doen mense dit? Die kind het niks verkeerd gedoen nie en sy manipuleer haar pa omdat sy dit weet. Sy jok oor goed en kom met agter, maar kan nie waag om iets te meld nie. Ja, dis so ter inleiding. Kom ons hoor wat sê mense op 089-1104-553. Wat dink jy kan die redes wees? Jy het dit gedoen met die gedrag van die kind. Kan dit wees dat dit dalk 'n ongewenste swangerskap was, dat jy die kind op 'n manier blameer, al kan hy natuurlik nou niks daaraan doen nie. Is dit dat 'n mens soms trotser kan wees? Almal wil seker maar trots wees op hulle kinders, maar die een kind is dalk nou meer talentvol as die ander een. Wat is jou ondervinding en wat dink jy kan van die redes wees? 089-1104-553. Betty daar in Durbanville, dankie vir die aanhou, ons gesels met jou. Ja, man, ek het vir my ma gevra, hoe werk dit, jy weet, so, toe sê sy, ag my kind, die kind trek homself voor. 'n Mens kan nie raas met 'n kind wat gehoorsaam is nie, en vriendelik nie. En die ander een wat, jy weet, weer barstig is en wat ook al, noem maar op, dan jy moet hom dan dissiplineer. Met ander woorde, die kind trek homself voor.
Is dit nou altyd so of is dit net soms so? Want dit maak nie vir my so heeltemal sin nie, om dit eerlik te wees. Jy verder luister, is so uurse gesprek. Al die tannies wat niks het om te doen nie, bel ons in na loslip toe. Ons praat vanaand nie oor mans en vroue nie, maar oor die kind in die skaduwee. Ek gaan vanaand probeer om 'n paar gedagtes met julle te deel oor die tendens wat ons kry in verhoudings en gesinne wat ons noem witbroodjies. Nou ek weet ons spot baie keer oor in my eie familie, my ma maak 'n pip en crisp tert, wat ons baie oor beklei altyd. En dan sy partykeer by die kinders opdaag met hom en partykeer sonder hom. En as jy by jou huis sonder hom opdaag, dan is dit die hele naweek 'n gespottery van nou weet ons presies wie is die witbroodjie en wie sy lief en wie trek sy voor. Ek dink julle almal ken daai gespottery. So wanneer ons oor witbroodjies praat, is daar in 'n groot kant van die saak 'n stuk grapperigheid en spelerigheid hieroor. Maar aan die ander kant wil ek dit waag vanaand om te sê dat dit tog 'n saak is wat baie diep sny. En ek hoop ek gaan dit vanaand vir julle kan uitwys en dalk van julle harte sal raak. Voor ek verder gaan, help my so 'n bietjie om net seker te maak dat ons almal weet waarvan ons praat. Help my so 'n bietjie met 'n definisie van waarvan praat ons as ons sê 'n witbroodjie. Wat sou julle definieer of klassifiseer as 'n witbroodjie? Dis iemand wat voorgetrek word, wat nog? Die gunsteling, wat nog? Sê weer? Hy kry voordele. Sy broodjie word aan alle kante gebotter. Nog so een. Wat sê ons jong mense? Wat 'n witbroodjie? Miskien moet ek 'n ander vraag vra. Is daar iets soos witbroodjies? Ja, nee. Almal van ons het iewers 'n belewenis in 'n familie of 'n gesin gehad dat daar witbroodjies is en dit wat daarmee saamgaan. My teorie vanaand is dat wanneer ons praat van witbroodjies, dan praat ons van iemand wat deur 'n ouer of 'n primêre versorger die ervaring word geskep dat my boeties of my sissies word liewer gehê as wat ek deur my ouers liefgehê word. En daarmee bedoel 'n kind, wanneer 'n kind sê my ouers het my boetie of my sissie meer lief, dan sê hulle daarmee my ouers doen meer vir hulle. Of hulle sê dinge sê soos my maale gee meer om vir hulle, my ma spandeer meer tyd aan hulle, of in vandag se tyd sou hulle sê hulle kry meer as ek. Ek weet jy of sy kry meer as ek. Of hulle sou sê daar is 'n beter koneksie. En wanneer hulle dit sê, dan sê hulle eintlik daarmee ek voel afgeskeep, ek voel onsigbaar, ek voel alleen in my eie gesin en dit voel vir my ek is nie belangrik nie. Ek is net 'n nommer. Nou navorsing wys. En dis hoekom ek besluit om vanaand 'n paar gedagtes hieroor te deel. Ek het hierdie inset op RSG gehoor toe ek op vakansie was in die Kaap 'n paar weke terug en ek het nie gedink iemand gaan inbel nie, maar die mense het gebel. Want die realiteit is daar's 'n stuk seer in gesinne as gevolg van hierdie realiteit. Navorsing wys dat meeste van kindergevalle by kindersielkundiges waar depressie gediagnoseer word, die rede daarvoor is die belewenis by die kind dat hy afgeskeep word of onsigbaar is of nie belangrik genoeg in sy gesin is nie, dat 'n witbroodjie of witbroodjies teenwoordig is wat sy plek en energie opneem in die gesin. Dit is die navorsing. Maar meer as dit, is dit 'n wond wat ook ouer mense raak. Ek praat hierdie week met een van my vriende wat na 40 jaar gewaag het om met sy pa te gaan praat oor die feit dat hy dink sy sussie word voorgetrek. En my raad aan hom was waarby ons gaan uitkom aan die einde van vanaand, ons praat met mekaar, is gaan praat met jou pa hieroor. En op die ouderdom van 40 jaar hoor hy sy pa sê vir hom, dis hoogtyd dat jy daarmee vrede maak dat ek jou sussie liewer het as vir jou. Op die ouderdom van 40 jaar. Dat jy jouself indink met wat 'n intense pyn en seer leef 'n groot man wat eintlik met 'n seentjie aan die binnekant is rondom hierdie saak. En ek dink wat hierdie saak moeilik maak is dat dis iets wat moeilik is om oor te praat. As mense vir kinders sou vra, hoekom praat jy nie met jou ma daaroor dat jy dink jy's dat iemand anders 'n witbroodjie en sê dis moeilik om daaroor te praat want daar's 'n vrees by die kind van dat wanneer hy vir sy ma sê hy geblameer gaan word of geshame gaan word of hulle wil sê jy's simpel. Of die kind het baie keer nie woorde om dit te sê nie. En aan die ouers se kant
is dit ook 'n moeilike saak, want sodra kinders daaroor praat, hoe voel ouers dan? Onmiddellik op hulle agtervoete. Maar jy's ondankbaar. Kyk wat doen ek vir jou. So daar's 'n totale diskonneksie, amper nie 'n dialek in gesinne of 'n ruimte om oor hierdie baie moeilike saak van wit broodjies te praat nie. En dit veroorsaak ongelooflike baie familieseer. Soveel so dat ons sien dat hierdie saak baie verhoudings opbreek in uitgebreide gesinne wat later families word. En ek weet vandag van boeties en sissies wat nie met mekaar praat, en al groot mense is, en ons praat nie van kinders, ek praat van groot mense, wat nie met mekaar praat nie, as gevolg hiervan. Die belewenis dat een of ander een voorgetrek is, toe ons nog in die huis gebly het. En baie keer leef daardie breek nog voort, selfs al is ma en pa dood. So hoor baie mooi, as ons vanaand praat oor hierdie saak, dink ek, raak dit almal van ons iewers, het ons al 'n storie gehoor, of raak dit ons lewens. Baie interessant, het ek 'n storie in die Bybel gekry al 'n ruk terug, wat baie pertinent hieroor handel. Dis die eerste storie in die Bybel, wat iets vertel van wat die impak van 'n wit broodjie verhouding in gesinne is, en wat die uiteinde daarvan is. En ek wil net vanaand so 'n bietjie saam met my kuier in hierdie verhaal, en dis die verhaal, ek dink julle ken hom baie goed, van Josef en sy boeties. Ons almal het die kinderprentjies geken van Josef met sy mooi jas. Wat was die opvoering wat in die Staatsteater was? Ja, Technicolor Dreamcoat, altyd gewonder, wat is dit? Ek so een gesoek. En alles wat daar gebeur. So ek gaan stukkies van die storie met julle lees, so 'n bietjie met julle kuier daardeur. Die storie waar ek begin is in Genesis 37, waar daar staan, Josef was nog jonk, 17. Toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bila en Silpa, sy pa se vrouens. En hoor nou mooi, Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Jakob die liefste vir Josef. Wat sê daai vers vir ons? Wit broodjie. Van al sy seuns was hy die liefste vir Josef. Die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Al sy ander seuns moes skaapklere dra, maar vir sy seun het hy 'n kleed met moue gemaak. En die relevantie van hierdie stukkie detail in die teks is, dit verwys vir ons na 'n tipe koninklike kleed. So, hy trek vir sy kind 'n jas aan, wat hom uitsonder bo die ander kinders, om te sê, van al my kinders, is hierdie een die mees spesiaalste. Julle kan julle self indink wat 'n ramp dit op afstuur. Vandag se tyd sal baie van julle sê, ja, ek ken dit, my boetie het 'n Nike sweatpak gekry, my ma het hierdie maand van een gekoop by Mr. Price Sport. Dis amper so iets. Nee, hulle moes gewone klere dra, maar Josef het hierdie koninklike kleed gekry waarmee hy moes leef. En eintlik het sy pa dit maar gedoen dat die boeties eintlik maar moes weet dat Josef is die belangrikste seun. En dan was Josef nogal vermakerig. Hy drome gehad en dan het hy hierdie drome vertel, en al hierdie drome het iets daarmee gemaak dat hy vir sy ouer boetie sê, julle gaan nog voor my buig. En ons weet later in die storie sal dit, maar hy's baie vermakerig daaroor. En hy vertel hierdie storie met baie smaak. En so gebeur dit dan op 'n dag. Die storie loop so, ons lees van vers 12 af. Het Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. So waar is Josef as sy boeties gaan skape oppas? Hy bly by die huis. Nou 17 klink baie jonk, maar op daai stadium as jy 12 jaar oud was jy volwasse, en as jy 13 was kon jy al getrou het. So hy is 17 jaar oud, so is eintlik nie meer so jonk nie, en al die ander boeties moet gaan skape oppas in die veld, maar wat doen hy? Hy bly by die huis met sy mooi klere aan. Hy is tipies daai een boetie wat by die huis bly en PlayStation speel, terwyl die ander boeties met gras sny en swembad skoonmaak en al die goed. Nee. Daai boetie. Dis die storie wat in my kop afspeel. So, hy bly by die huis, en nou stuur sy pa hom na sy boeties toe. Hy sê, kyk, jou broers pas die kleinvee op in Sichem, ek wil jou na hulle toe stuur. Josef het geantwoord, goed pa. Toe sê Jakob vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers, en met die kleinvee kom vertel my alles. Toe gaan kyk bietjie wat maak hulle.
Jakob het hom van die laagte by Hebron afgestuur na Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom 'n man by hom vra vir hom, "Wat soek jy?" Josef antwoord hom, "Ek soek my broers, kan jy dalk vir my sê waar hulle die klein vir jou oppas?" Toe sê die man, "Hulle het van hier af versit, weggegaan. Ek het gehoor hulle sê hulle wil na Dothan toe gaan." Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien. Voor hy nog by hulle gekom het, hoe het hulle hom van ver af gesien? Nee. Kan jy die prentjie sien in jou kop? Nee. Van ver af gesien aankom. En hulle sê toe vir mekaar, "Kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in die put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome." Reuben, een van die ouer boeties, het hulle gepraat en omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê, "Nee, ons moet hom nie doodmaak nie, moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer net in die put hier in die veld. Moenie sy lewe neem nie." Reuben het gesê sodat hy Josef kon red en hom later kon terugstuur na sy pa toe. Josef het skaars by sy broers aangekom, toe trek hulle sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. En nou loop die storie so, dat terwyl hulle middagete geëet het, nog te besluit wat om met Josef te doen, toe kom daar 'n klomp handelaars verby en verkoop Josef as 'n slaaf om in Egipte te gaan werk. So nou sien aan die einde van die storie wat gebeur met Josef, maar op hierdie punt wat ek graag wil hê julle moet sien is dat wat die impak daarvan is as 'n pa op 'n pertinente manier een kind voortrek bo die ander. Sien die seer wat in daardie familiekringe gebeur. 'n Pa wat onregverdig liefhet. Die seer wat tussen broers veroorsaak word. Toe ek hierdie storie baie jare terug gelees het, die broers kwaadlik geneem. Maar as ek nou hierdie storie nou lees, dan sien ek eintlik dat daai broers tree op van 'n diep plek van verwondheid. Is dit nie waar nie? Die storie nooi ons uit om ons in te leef in die karakters. Leef jouself in die storie in. Daardie diep verwondheid van die broers om te besluit om so ver te gaan om moord te pleeg. Daardie gevoel van, maar ons is ook spesiaal. Ek het ook talente, ek het ook gawes. Kom sal my pa nie vir my lief wees, sodat hy vir hom lief is nie. En dan uit die storie uit, sien ons dan, een van die eerste stories in die Bybel wat vir ons wys, dat hierdie tipe verhouding in gesinne maak baie, baie seer. Ons gaan 'n bietjie verder daaroor praat. Waarby ek nou wil uitkom is die vraag oor hoekom gebeur dit. Kom ons hou onsself so 'n bietjie sielkundige en ons vra wat gebeur. Die navorsing sê vir ons dat hierdie tendens gebeur in families omdat ouers partykeer 'n beter koneksie met 'n kind het omdat die persoonlikheid van daai kind baie ooreenstem met sy of haar eie persoonlikheid. So dis wat gebeur. Ouers het dan 'n onvermoë om eintlik die kind wat van hom of haar verskil se wêreld te betree en doen dit baie makliker met die kind wat soos hy of sy is. Dan gebeur daardie verhouding eintlik op 'n baie maklike manier en dan kom die persepsie of die gevoel dat ek word voorgetrek. Ander navorsing sê dat party persoonlikhede is makliker as ander. Party van ons word net mislik gebore. Nee. Ons word net mislik gebore. En party kinders is vriendeliker as ander. En dan is dit vir ouers baie makliker om 'n verhouding te leef met vriendeliker kinders as die mislike een. En behalwe dit, nee, wees eerlik jong mense, dat ons dit maak dit partykeer baie moeilik vir ouers om te weet wat aangaan en wat ons nodig het. Dit is moeilik vir ons ouers om te connect met ons of ons lief te wees of ons om te gee. Ek sien jou met die iPod in ons ore, met ons studere, met ons houding, met ons mentaliteit en ons tienerhormone en alles wat daarmee saamgaan. Is dit vir hulle moeilik. En dan word die persepsie geskep. As daar 'n kind is in die huis wat bietjie vriendeliker is, bietjie makliker is, ouers relate makliker met hulle, dat daai verhouding ontstaan. Die ander rede is dat die toegangsmetode, ek het nie 'n ander woord daarvoor nie, toegangsmetode van kinders verskil. Wat ek daarmee bedoel is, een kind word aangeraak deurdat jy vir hom goed koop. En miskien is dit die enigste manier wat jy ken om met jou kind in verhouding te tree, en nou koop jy maar vir al jou kinders en dink hulle almal gaan dieselfde aanvaar. Maar jou kinders het baie pertinente spesifieke behoeftes. En omdat daai toegangsmetode tot jou kind se hart en siel verskil, mis jy baie keer 'n kind. En dan is die persepsie van daardie kind, my ma gee vir my wat ek nie nodig het nie, my pa gee wat ek nodig het nie.
en dan word die persepsie geskep dat daar een is wat voorgetrek word. 'n Ander dimensie wat ons sien vandag gebeur in die verhoudings is tweede huwelike. En hierdie is 'n groot stuk seer. Tweede huwelike. Pa of ma wat weer trou. En dan is dit my kinders en jou kinders en ons kinders. Dat die kinders uit die nuwe huwelikheid word voorgetrek meer as die kinders uit die ou huwelikheid. Dit is baie sulke stories. En daardie seer wat daarmee gepaard gaan. 'n Ander rede daarvoor is dat baie keer gaan 'n ma of 'n pa dood en dat daar een kind in die familie is wat baie keer die pa se persoonlikheid het of die ma se persoonlikheid het en as gevolg daarvan sal 'n ma of 'n pa uit verlange na die lewensmaat wat dood is 'n baie beter verhouding met daardie kind kweek vanuit 'n plek van verwondheid en seer. Nog 'n rede is dink ek om te sê dat ouers en kinders se wêrelde verskil van mekaar en ouers sukkel partykeer om in kinders se wêreld in te beweeg wat aanbetref liefdestaal, wat hulle nodig het, hoe hulle my wil hoor, hoe hulle vasgehou wil word. 'n Rede in ons gemeente baie keer as kinders my oorkuier is prestasie. As een kind beter presteer as 'n ander kind, dan vloei die energie van die gesin outomaties oor meer na die ander kind toe. Want ons ry na kompetisies toe of ons ry na plekke toe, ons spandeer baie, ek is net so lief vir jou, maar die persepsie wat by die kind opkom is, hierdie gesin gaan net oor Jannie. En as kinders, as ouers nie intentioneel daarvan bewus is energie spandeer nie, dan groei daardie persepsie ongelooflik waar daar prestasies. 'n Ander groot oorsaak daarvan is as daar siekte in die gesin is. As een van die kinders baie siek word en al die aandag en al die liefde nodig het van ma en pa wat goed is vir daardie tyd en daardie siekte hou vir 'n baie lang tyd aan, dat die persepsie by 'n kind ontstaan dat later hierdie gesin gaan net oor my sussie wat siek is of my boetie wat siek is. Want daar is dan gaan daai kind dalk deur ook groot fases in die gesin kom nie daarby uit nie. Of 'n kind gaan dood. En 'n ouer hou net aan voortleef in die kind wat gesterf het. En die persepsie is in hierdie gesin is daar nie plek vir my nie. 'n Laaste rede voor ons 'n bietjie verder gaan is dat party kinders is manipulerend. Party kinders is baie slim om in 'n gesin die gesin te speel. As hulle agterkom dat daai boetie of daai sussie kry te veel aandag, dan gooi hulle tantrum of hulle raak mislik en almal is tog net so bang dat Sunny 'n tantrum gooi want dan is die hele huis op sy kop. So almal doen wat hulle kan om die vure dood te slaan en vir Sunny rustig te hou dat ons net weer gesin kan wees. En later gaan die hele gesin net daaroor om vir Sunny rustig te hou. En al die ander kinders wat in daardie gesin is, se behoeftes word misgekyk. Nou die vraag is vanaand waarby ek wil uitkom, lekker prakties is. Wat maak ons met die seer? Wat maak ons met die seer? Die storie van Josef is nie klaar nie. Sien, ek sou baie keer sê, die storie eindig soos baie gesinne. Daar's 'n voortrekkery, ek verwyd my ma, my pa, ek verwyd jou, ons breek op, ek onttrek, ek word alleen mens, vir die res van my lewe verwyd ek my gesin, in gesprekke met my vrou wat ek sou trou, sou ek altyd die storie vertel van hoe my gesin voorgetrek is, daar's altyd verwyte, ek gaan na die begrafnis toe van my ma of my pa, maar ek praat nie met my boetie of my sussie nie, en so leef ons tot ons doodgaan. Maar dan is daar Jesus, ons wat appel op ons lewe het. En dis hoe ek vanaand hier oor preek, nê, of hier oor praat, om te sê, Jesus sou ons altyd uitnooi om te sê, moenie vrede maak met die ongemak en die spasies tussen julle nie. En dis nou waar die storie van Josef mooi raak, want hierdie gesin is verwoes hierdeur, maar hier is 'n ontsettende mooi moment aan die einde van Josef se lewe. En sien wat gebeur is, Josef gaan Egipte toe, hy gedra op 'n bepaalde manier, hy word die onderhoof van Egipte en intussen tyd in die land waar sy boeties bly is 'n hongersnood en sy pa stuur hulle om te gaan kos koop in Egipte, maar hulle weet nie Josef leef nie en dan gaan koop hulle by die farao koring en alles wat hulle nodig het en dan sien Josef hulle. En dan gebeur daar 'n klomp goedjies. Op die einde van die tyd kom Josef en sy boeties bymekaar. En die Bybel los hierdie afwagting van wat gaan nou gebeur. Josef is amper die farao, hy het hierdie krag om hierdie ouens dood te maak, te vernietig, te vertrap. Wat gaan Josef doen met hierdie stuk seer? Sy boeties het hom weggegooi en verwerp, aan die ander kant die boeties wat voel, ja maar pa het jou voorgetrek, wat gaan hier gebeur?
Dis die Ou Testament, maar hier gebeur iets Christeliks. Josef roep sy boeties nader. En op hierdie stadium weet sy boeties nog nie dat dit hy is nie. Hoofstuk 45. Josef kon nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal toe beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. En Josef het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis het gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa nog. Sy broers het hom nie geantwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Sien wat hy kan wraak neem. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom sê hy, ek is julle broer Josef. Vers 14. Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broer se skouer gestaan en gehuil. En Josef het al sy broers gesoen en daarby hulle gestaan en huil. En daarna het sy broers met hom begin praat. 'n Grypende storie. So wat doen ons met die seer? 'n Paar woorde staan vir my uit. Ontmoeting, omhelsing, saamgehuil, gesoen, gepraat, vergifnis aan beide kante. Dit is nie net Josef wat moet vergewe nie, sy boeties het hom en sy pa ook vergewe vir die seer. So wat doen ons as gelowiges met die pyn van witbroodjie verhoudings in ons gesinne? Dieselfde wat ons elke week vir mekaar sê, ons praat daaroor. Ons werk daarmee. Ons praat daaroor eerder as net 'n onttrekking, 'n verwyt, 'n wegkruip, 'n blameer of 'n wraak. Die uitdaging vir gelowige gesinne is om oor hierdie seer saak te leer praat. Dat ons nie ons kinders en die heilige ruimtes in ons gesinne begin verloor nie. En nou gaan ek afsluit vanaand om 'n paar lyne te trek vir ouers en vir ons jong mense. En as ek iets vergeet het aan die einde, sal ek vir die geleentheid gee as jy aan iets dink. Heel eerste ouers, vir julle. Die ding van witbroodjies is 'n baie ou ding, dit staan in die Bybel. So daarom pleit ek, dis die ouers se werk om 'n band te bou met sy kind en jou kind te ontmoet op die plek waar hy of sy is. So as jou kind van ballet hou, en jy's 'n rugby speler, dan beter jy vir jou tutu gaan koop. Dis 'n grappie, maak's ernstig. Dat jy wat die ouer is sal leer om jouself te stretch, om by jou kind uit te kom op die plek waar hy of sy 'n ontmoeting nodig het, in hulle leefwêreld. Dis jou plig as ouer. Jy kan nie sê, nee, dis nie my ding nie, of ons deel nie dieselfde belangstellings nie, en daarom mis ek my kind. Dis jou werk om daai band met jou kind te bou. In die tweede plek, om 'n ruimte te skep in jou gesin, hoe dit ook al lyk, vir eerlike kommunikasie hieroor. Eerlike kommunikasie. En hoor nou mooi, nie 'n spot nie, want wat gebeur baie keer? As kinders die moed kry om hieroor te praat in familieruimtes, dan spot ouers baie keer daaroor omdat hulle nie weet wat om te sê nie. As ek vir kinders baie van, wat het jou ma gesê? En sal iets sê soos, ja, kom jy my swart skapie. Ja, jy voel altyd so. As 'n kind die moed het om hieroor te praat, dan is dit belangrik. Dan moet jy die eerlike ruimte skep en die volwasse sê, vertel my meer daarvan. En nie blameer nie, nie dadelik ingaan van, ja, maar ek doen dit en dit en dit en dit van jou nie. Al wat jy moet doen is om eerlik te luister. Om eerlik te luister. En dan gereelde kommunikasie. Wat Engels word gebruik, om gereeld in te check by jou kinders. Hoe voel jy? Want kinders weet nie om te sê, ek voel alleen, ek voel afgeskeep. Daai goed sit alles om in gedragspatrone. Dan gee ons hulle Ritalin. Gereelde kommunikasie. En dan eerlike nadenke oor my ouerskap. Help baie. 'n stuk sag word.
stuk jammer sê. Want daar is goed wat ons verkeerd doen. Daar is goed wat ons doen met partykeer ons kinders laat voel ons trek een kind voor die ander een voor. En al wat partykeer nodig is om te sê jammer. Eerder as om jou ouerskapstyl en jouself te verdedig. Net 'n stuk sag word. En dan 'n stuk regte luister om in hulle wêreld in te beweeg sonder om hulle te judge of te blame of te shame. En dan moet jy as ouer weet dat 'n groot deel van die gevoel van witbroodjie verwondheid is net 'n persepsie. Die feit dat jou kind voel soos 'n witbroodjie is sy persepsie. Dit is nie noodwendig dat jy dit doen nie, maar jy kan iets doen om dit te laat beter voel. Verstaan jy wat ek bedoel? Dis nie noodwendig die waarheid nie, maar as jou kind met die persepsie sit, hoe los ek 'n persepsie op? Deur 'n volgende waarheid, 'n volgende persepsie. En dit gebeur net deur na jou kinders te luister en op hulle vlak te ontmoet en daarin te beweeg. En dan weet ek, hier's ouers wat witbroodjies het. Vir julle sê ek, gaan bid daaroor. Dis groot sonde. Dis 'n sonde wat bely moet word. Sien wat eskaleer, want daai kinders word volwassenes wat kinders kry wat kleinkinders word. As jy 'n oupa en 'n ouma is wat kleinkinders voortrek, is 'n sonde, gaan bid daaroor. Daar is 'n stuk verwondheid van 'n onskuldige kind om die verwerping van 'n ouer of 'n ouma of 'n oupa te beleef omdat iemand anders te belangriker is of wat die familie sê, dit is onregverdig. Dit maak seer. Gaan bid daaroor, dis sonde. Nou die kinders en die jong mense. Hoor mooi wat sê ek. Baie keer voel jy soos 'n witbroodjie. Baie keer voel jy nie soos die witbroodjie, jy voel soos die swart skaap of die verwerpene of die verworpene. Baie van daai gevoelens is persepsies. Verstaan jy die woord as persepsie? It's not real. Dis 'n storie wat ek in my kop opmaak. Baie van ons ma's en pa's is baie lief vir ons. Hulle weet net nie om vir ons te gee wat ons nodig het nie, want ons sukkel om dit vir hulle te sê. So hoor mooi wat sê ek. Ek pleit by julle, jong mense, besef asseblief dat dit partykeer vrek moeilik is om met julle te connect. Julle is weird, man. Ons ouers het lankal vergeet en die wêreld waarin hulle kinders was, is baie anders waarin julle jong mense is. Die waarin julle blootgestel word, is baie anders waarin hulle blootgestel word. Ons het nodig om daai twee wêrelde met mekaar te hou en daarvoor het ons nodig dat julle met die ouers moet praat. Julle deure moet oopmaak, moet sê en my behoeftes te deel. As jong mense my kom en sê, my ma het my nie lief nie. En sê ek, hoe verstaan jy liefde? Nee, sy moet daarom so bietjie. Sê ek, waarvan hou jy? Nee, ek hou van shopping en ek hou van melkskommel. Het jy al vir jou ma gevra om dit saam met jou te doen? Nee. Weet sy nie die goed nie? Nee, ma weet dit nie. Vir pa weet dit nie. So julle sal moet leer om julle behoeftes te verwoord. So wat ek nodig het van julle af, is dit. Dan praat ons. En wat die kinders ook wil aanmoedig en jong mense sê, moenie dit los nie. Moenie daardie seer wat jy in jou dra los nie. Juist omdat 'n groot deel van persepsie is en nie die waarheid is nie, moet jy dit op die tafel sit by jou ouers. En ek daag jou uit, gaan sit dit neer. Gaan praat daaroor, gaan sê hoe jy voel daaroor. En baie belangrik om te onthou. My ouers is mense. Met foute. Wat self ook eens op 'n tyd kinders was. So werk sag met ons ouers ook. Ons ouers is net mense.
wat ook fout het. En daarom gaan daar ook 'n stuk sag word van julle gevra word, julle jong mense. Weet jy, verstaan wat bedoel ek sê wat sag word beteken? Nie die deur toeklap nie, nie die tong klap nie, nie die foon afsit as maar jy WhatsApp en jy is kwaad vir nie, nie 'n unfriend op Facebook nie. Julle sal moet sag word. As hulle buig na hierdie kant toe, julle moet buig die kant toe. Sê, okay, kom ons praat mekaar. Kom ons probeer dat hierdie twee wêrelde by mekaar uitkom. Want, en daarmee sluit ek af, onthou een ding, ouer wees is vrek moeilik. Veral as julle tieners word, dan is julle net weird. Ek sluit af. Ek nooi jou uit dat hierdie stuk seer, as dit teenwoordig is in jou gesin, dat jy dit nie moet los nie. Gaan praat daaroor. Gaan bid daaroor. En as jy met jou ouers daaroor praat, en hulle sê vir dat dit wel so is, gaan sien 'n beraader. Iemand wat jy kan help om dan deur daardie seer te werk. Maar ek wil glo dat jou ouers na jou sal luister. Ek hoop ons stories sal eindig soos Josef se. Miskien is daar vir ons ouer mense. Vra ek weer 'n ou boetie of sussie moet bel. Sê hy hoor hierdie ding wat ons hier praat nie. Oor wat gebeur het in ons ouer huis. Die Here het my vanaand aangeraak en my gesê ons moet regmaak. Miskien net vanaand huis toe gaan en vir jou ouers sê ek voel alleen. Sien my raak. Help my. Hou my vas. Mag ons stories soos Jesus eindig met omhelsing, vergifnis, soene, waar daar ook al mag wees, want dis waartoe Jesus ons uitnooi. Mag die Here ons help. Ek gaan vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons afsluit met een lied. OK, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons so kan kuier in die teenwoordigheid. Help ons ook met hierdie stuk seer in verhoudings soos jy moet om reg te maak. Help ons in ons ouerskap, want ons weet hierdie groot taak wat U vir ons gegee het, is 'n groot taak. Maar help ook ons kinders, hou U hand oor hulle ook, dat hulle sal weet, dat hulle die moed mag hê en die vryheid mag hê om te sê wat hulle nodig het. Help ons almal met sag word, in hierdie plek van verhoudings, ook in al die ander plekke van verhoudings. Dat ons môre regtig 'n stuk liefde kan gaan leef in Rustenburg, wat gee, ongeag wat ons terugkry. En dis waant U ons roep. Amen.